Met beesbruselose steeds in die kolle, gesels ons vanoggend met 'n privaat veearts van Bultfontein, Dr. Santjie Ferreira, oor hoe om uitbrekings op jou plaas te verhoed en te beheer. Santjie het ook 'n beeskudde van haar eie en moes self in 'n stadium die nare siekte in haar kudde bestry. Goeiemôre en hartlik welkom. Goeiemôre Elsa. Spesiaal al die pad van die Vrystaat, dis 'n voorreg om jou hier te kan hê. Nou goed, gee ons kortlike geskiedenis van jou kuddebestuur ten opsigte van beesbruselose. Ek boer sedert 1991 met vleisbeeste, kommersiële vleisbeeste. Ja. En ek het jaarliks my kudde gebloei teen beesbruselose. Sedert 91 en elke jaar 'n skoontoets gehad. En daarom het ek op my gemak geraak en van 2005 af het ek so elke 2 tot 4 jaarliks gebloei. En dan het ek ook my verse elke jaar my vervangingsverse 4 tot 8 maande oud teen beesbruselose met die stam 19 en stof geënt. En ek het ook nog altyd 'n geslote kudde wat ek my eie vervangingsverse gehad. Nou vertel ons, het jou praktyke oor jare verander soos navorsing oor die siekte gevorder het? Ja, ek het basies 2, ek het die RB51 en stof ingebring. Sedert 2010 het ek dit ingebring, waar ek by verse nog 2 keer na die stam 19 2 keer geënt het voor hulle vir die eerste keer na die bul toe gegaan het. En dan het ek in 2010 my hele kudde op 'n rekenaarstelsel gesit wat my baie gehelp het, omdat ek elke keer as ek my verse en dit inlees teenoor elke dier en elke keer as ek my beeste bloei teen bruselose, die resultate ook inlees teenoor elke dier. En hoe het die siekte in jou kudde uitgebreek ten spyte van jou bestuurspraktyke? In 2015 het ek met my jaarlikse bloei het ek 2 positiewe gevalle opgetel, wat vir my baie vreemd was omdat ek die geslote kudde gehandhaaf het. En die enigste rede wat ek kon agterkom was dat wat baie moontlik van my bure afkomstig was, omdat hulle kudde status onbekend was en hulle nie gebloei het nie. En dan het dit ook gebeur dat ons met tye gesamentlike waterbron van 'n rivier wat oor die plaas loop moes gebruik. En dis bekend dat die Brucella organisme tot 8 maande lank in water kan oorleef. En dit is en omdat ek nie meer jaarliks gebloei het nie, maar op daai stadium 2 tot 3 jaarliks gebloei het. Want ek het op my gemak geraak omdat my kudde al sedert 91 skoon was. Ek verstaan, ja. Nou sê daar's enige lesse wat jy hieruit geleer het in terme van hoe jy dit beter kon bestuur of dalk kon verhoed het? Ja, verseker. Die eerste ding wat ek moes by my jaarlikse bloei gebly het en nie op my gemak geraak het nie. En die tweede ding was die gevaar was die heining na die rivier se kant toe is 'n 4 kilometer heining en daar was 'n deel wat ons die gesamentlike waterbron gebruik het en ek kon dit dalk maar net nie my beeste in daai kamp gesit het nie. Verduidelik net vir ons, hoe het jy toe nou hierdie uitbreking so half bestuur en opgeslaan? Ek het dadelik die 2 betrokke koeie onmiddellik geslag. Dit was baie hartseer want dit was 2 pragtige koeie. Een was 7 en ander was 8 maande dragtig. En dan het ek my sagte ware kon ek gebruik en ek kon gaan kyk of daar enige vervangingsverse was wat ek van die betrokke diere gehou het, omdat die verse latente draers kan bly. En ek het 1 vers geïdentifiseer, die vers geslag, en my man het my dadelik gehelp en 'n 1,8 meter hoë heining opgerig. En so daardeur kon ek die koeie wat van buite van die buurtplase ingespring het en soms ook op die plaas gekalf het, kon ek uithou en ek kon verhoed dat my beeste in die rivier gaan water drink. Dit klink nou 'n baie goeie strategie. Ja. Nou goed, so gesels privaat veearts Dr. Santjie Ferreira. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder. Ons kyk nou na die belangrikste landbougebeure wat die volgende paar maande plaasvind.
Ons gesels nou verder met Dr. Santjie Ferreira oor bruselose in haar beeskudde. Hoe lank het dit gevat voor jou kudde weer bruselose vry was? Ek was gelukkig dat dit net die 2 beeste was en ek het dadelik begin met die aanbevole manier waarop ons moet bloei, elke 2 maande gebloei, 3 keer na mekaar, wat ek gelukkig was dat die kudde elke keer te skoon was en daarna 6 maande en in Augustus 2016 was die kudde weer heeltemal skoon, so dit was ongeveer 15 maande. En bespreek die maatreëls wat jy nou in jou bestuursprogram het om beestbruselose te voorkom. Ek huidiglik weer nog steeds belangrik die inenting soos ons bespreek het. En dan is 'n belangrike ding by die geslote kudde. Soms is dit nodig dat 'n mens diere van buite moet aankoop en dan is dit baie belangrik vir boere om seker te maak van die totale kuddestatus van die kuddes waaruit jy jou vervangingsdiere koop. Want wat dikwels gebeur is dat boere net miskien 'n paar verse bloei wat hulle wil verkoop en dan het jy nie die kuddestatus nie en daai verse kan latente draers wees wat uit die besmette kudde uitkom en dan kan hulle eers as hulle gaan kalf positief toets en dan besmet hulle so 'n kudde. Ons het nou vroeër genoem, jy is al die pad hier van die Vrystaat af, maar is bruselose 'n probleem in julle Bultfontein omgewing? Ja, dis 'n baie groot probleem. Huidiglik volgens staatsveeartsrekords is daar 46 lers, maar een boer kan 'n paar lers hê en daar is 13 besmette kuddes en baie min boere bloei want ek dink hulle sien net nie kans vir die hele proses. En so hulle verkies om dalk maar vinnig van die diere ontslae te raak op veilinge of vinnig te slag. Dink jy dis moontlik vir Suid-Afrika se boerderygemeenskap om hierdie siekte geheel en al hok te slaan? En indien wel, hoe dink jy kan dit gedoen word? Ek dink dit is wel moontlik en dit behoort die ideaal van elke bees of melkboer te wees. Dit sal al die rolspelers betrokke sal hard moet saamwerk, die RPO, die staatsprivaat veeartse, kommersiële opkomende boere, veral veilingsagente en slagpales. So almal wat betrokke is kan saamwerk en dit sal 'n langtermynprojek wees en die staat sal baie geld moet bewillig daarvoor. Maar dit is moontlik. Nou goed, ons weet hierdie siekte is nou 'n groot uitdaging soos wat jy nou daarna verwys het. Maar wat maak dit nog steeds vir jou lekker om deel te wees van sê net maar so 'n bedryf of die boerderygemeenskap of dan nou met beeste te werk oor die algemeen? Ek is van kleins af baie lief vir beeste en dit is vir my 'n groot passie. En ek wil graag my medeboere aanmoedig om vir hulle doel te stel om bruselose in hulle kudde uit te roei, omdat dit 'n zoonose is en omdat ons as boere graag 'n veilige produk vir die verbruiker in terme van melk en vleis wil lewer. En is daar enige ander stukkie raad wat jy in hierdie stadium kan byvoeg? Miskien net iets wat jy weer wil uitsonder in terme van hierdie proses en hoe jy moet seker maak jy kan hierdie siekte voorkom in die toekoms? Ja, die eerste ding is ent jou verse wat jy gaan hou op 4 tot 8 maande ouderdom. Bloei jou beeste elke jaar. As die staat jou nie kan help nie, probeer om die geld bymekaar te kry, maar bloei jou kudde getrou elke jaar, moenie 1 jaar oorslaan nie. Kyk waar jou beeste, jou waterbronne, kyk na dit, kyk na jou en praat met jou bure sodat as jou kudde status, as jy positief is, bespreek dit met jou bure dat jy hulle ook help want dit is dikwels waar die bron van infeksie vandaan kom. En dalk net nog so 'n persoonlike vraagie wat ek wil ingooi. Wat dink jy van die landbousektor se toekoms in hierdie stadium in Suid-Afrika? Ek is baie positief. Mense is baie opgewonde, mense wat boer dit omdat dit 'n passie in hulle lewe is. En daarom is ek baie positief en mense moet net almal saam hande vat en die regte ding doen en raad vra as hulle nie weet nie. Is altyd lekker om met iemand te gesels wat soveel passie het vir wat hulle doen en ek kan sien jy is een van daai mense. So baie dankie dat jy so spesiaal vir ons kom kuier het vanoggend. Baie dankie, Elsa. Dit was Dr. Santjie Ferreira.